maar in, skink die wyn, kom ons begin. Die kos is op die tafel, kos is op die tafel. Welkom by Koekes op die tafel, want in hierdie episode gaan ons koek bak. Dit klink vir my baie lekker. Daai koeke wat jy gaan maak, wat gaan jy als maak? Ek gaan 'n arbei yoghurtkoek maak, met ons ook 'n arbei versiersuiker bo-oor sit, en dan 'n baie lekker klam sjokoladekoek wat ons peer onder sit met 'n maaskaas versiersuiker. So ons kry hom so 'n bietjie vrugte en gesondheid in. Ja, saam met koek is enige iets is mos 'n goeie ding. Hierdie is regtig 'n baie maklike koek om te maak. Ek gaan vir jou vra om vir ons daai bakpapier, die waspapier uit te sny, om net die boom van ons losboompan op neer te sit. En dan gaan ek begin met die bestanddele vir ons eerste koek. Ons gebruik 175 ml arbei yoghurt. En dit maak ook nie saak watter maak dit is nie, enigeen solank dit arbei yoghurt is. En daarbij kom dan ook 175 ml gewone kookolie. So, uitkrap. Dit is nou nie 'n vreeslike mooi prentjie hierdie nie. Jy kan hom in 'n voedselverwerker klits, of nie voedselverwerker nie, in 'n groot klits, maar dit is nie nodig nie. Dan 525 ml bruismeel. En ek is terug in graad 1. Ek moet net op die lyntjie bly. Dit sal help, as jy kan. Meng hom maar goed in. En dan sal sulke lekker stukkies koek in. Lekker stukkies arbei saam met die koek. Ja, voor vir my lekker stukkies koek. Ook koek, wat se nonsens praat ek. Lekker stukkies arbei, wat in hom is. En dan kom hier ook 175 ml strooisuiker. En hierdie is even maar lekker losboompanne. So, ek dink hy gaan nou 'n klein bietjie, ja, nou 'n klein bietjie droog raak. En dan 3 eiers van 'n vryloophen, want julle weet, ek hou van hoenders en ek kry hulle jammer. Met 3 eiers. En dan, Etienne, kan jy vir my daai pan baie goed spuit. Asseblief, hierdie moet ons dan net alles bymekaar kry. Hou moet, hierdie lyk nou soos vetkoekdeeg, dit is nie hoor. Ek kan 'n whiskkoek gebruik, ek baie keer klou dit vir my meer in 'n whisk vas en dit frustreer my meer as wat dit vir my lekker is om te gebruik. Hier kom hy nou lekker by mekaar uit. So is lekker verskeidenheid. Ons gaan 'n witkoek dan hê en 'n lekker sjokoladekoek. Etienne, wat is jou gunsteling koek? Witkoek, ek is jammer. Ek weet nie, ek gaan maar altyd terug. Ek moet, soos ek sê, 'n bietjie meer uitkom. Ek is lief vir 'n sjokoladekoek. En dan vir versiersel bo-op gaan ons sommer vars arbeie op hom pak. Daar. Wil jy nou vir my sê, terwyl ek hierdie pan gespuit, jy het klaar die deeg aangemaak? Hier is een van daai koeke wat jy letterlik as mense kom kuier. Sjoe. En ek kry daar wat so lank sit. Dan kan ek ook koek bak. Ja, wel ek is nie skaam om te sê nie, ek is nie 'n goeie bakker nie. Ek hou baie van kos maak, maar ek is nie 'n goeie bakker nie. Maar so is dit hoekom jy ons hierdie vinnige koekresepte leer. Moet nou nie al my geheime uitbring nie, maar omdat julle gevra daarvoor, het ek besluit, kom ons sit hierdie 2 koeke. Dis 2 koeke wat ek vir myself, my huis, wat ek nogal gereeld bak. Kyk, hy is baie goed gemeng nou. Het jy hom goed in die kante ook gespuit? Ek kan hom nog so 'n blertjie gee, maar ek dink hy's goed gespuit. Okay. So, voordat ons hom ingooi, kom ons gaan net weer deur al die bestanddele. Dis 175 ml arbei yoghurt, 175 ml strooisuiker, 175 ml olie, 525 ml bruismeel en dan 3 eiers. En dit is die basis van 'n goed gespuite pan met 'n velletjie onder. Ja, 'n bakpapier, waspapier onder. Kom ons sit hom in. En raai wie gaan die bak agtertoe vat? Ek gaan. Ek is mos nie een van daai kinders wat ooit die
gehardloop het vir die rou deeg nie, het jy? O nee, ons het 'n bekleierery gehad. Dit was 'n reuse geveg. Wat is vir jou lekker aan rou deeg? Ek Daar's gril. net daar's iets. Ek sien Ek weet nie wat dit is nie, maar dit werk. o ja, ek sien rou eier en dit sit vir my terug. Kan nie. Das, kom ek gaan hom net elke hierdie ding is so lekker dat ons nie wil verloor van dit nie. Maak hom net so klein bietjie reg op. OK. Dit is lekker man. Ek dink die hele tyd, o hemel, ek moet rou deeg eet. Jy weet dat ons al die blaasies uitkry, is al hoekom jy dit doen. En dan sit jy hom in 'n vooraf 'n oond wat jy vooraf warm gemaak het teen 180 grade. Jy weet mos ook as jou oond baie warm is, stel jy hom bietjie af. Hierdie koekbak ook so 30 minute na 40 minute toe. Sit hom in. Dit is altyd goed om 'n koek op jou middelste plaat te sit dat hy egaligheid te kry. En nou gaan ons regmaak vir julle vir daai lekker sjokoladekoek wat my gunsteling is. Kos op die tafel. Nou gaan ons daai lekker klam sjokoladekoek met pere maak. Ek gaan nou vir jou vra om my asseblief daai eierwitte lekker styf te klits. Maar eerste Kan ek so lank vir ons die die papier sny. So ons gebruik 375 ml suiker. Gaan ek daarin gooi en dan 4 eiergele. Ons skei die eiers. So jy sit die 4 eiergele daarbey. Net so maak. En dan meng ons net hierdie twee saam. So jy meng basies al jou nat bestanddele eers saam en dan jou droë bestanddele. So, ek gaan nou hierby sommer 5 ml vanilla essence ook gooi om hom nog meer nat te maak. En ek het nou al hierdie koek by Willie geëet en hy's regtig 'n baie lekker klamkoek. Dan kom jy by 125 ml kookolie. Ook by. So. As jy hom nou met 'n groot klitserklits staan, lyk dit makliker en mooier, maar ook ek kry hom so my oefening vir die dag uit. Meng hierdie baie lekker saam. En dan gooi ons dan hierby 250 ml lou water. Net so. Gooi daai daar is. Oeps. So meng jy hom lekker deur. En dan is tog goed om jou pan deeglik te spuit. Kyk, 'n losboompan is baie makliker omdat jy die rand kan afhaal om 'n koek uit te kry. Maar daar's niks wat vir jou so mismoedig maak as jy mos daai koek wil uithaal. En hy sit. Hier kom er nog 15 ml bakpoeier in en 2 ml sout. Ek gaan sommer die sout nou ingooi. En dan gaan ek hierdie is jou meel. So, en ons sit 450 ml koekmeel in. Ek gaan hom so tegelijk ingooi. Hulle sê jy moet hom sif en dit gee ook dat hy maak dat hy nou meer, wat noem mense dit, meer lig in kry mag. Ek dink dit is so. Kan ek so lank hierdie vir jou klits? Ja, jy kan nou as hy klaar is. Laat ons hom eers hierdie ene klaar maak. Hierdie is 'n ongelooflike klam koek. So hy moet nogal hy bak 'n klein bietjie langer. Hy bak so 50 minute na 'n uur toe. Maar dit is ongelooflik na 4 dae Is hy nog steeds? Dis baie waar. Klam. En dan gaan ek heel laaste gaan ek die kakao bysit. En die kakao is 125 ml kakao, droë kakao. Of kakao poeier. En dis jou gunsteling koek hierdie. Jy. Ek is hom baie lief. Want ek het al by te veel plekke met mense wat jy 'n koek hier, daar's daai ding daarom droog. Dus jy moet koffie of tee drink anders kan jy nie die koek Ja, 'n pel selfs maar dis ouma se knop in die keelkoek. So jy sluk en nou want jy moet ordentlik wees. Veral as jy nou by 'n plek gaan optree en die mense bederf vir jou en jy kry daar 'n koek wat maar jy kan nie vir hom los dan nie. Ek wil nou hier 'n paar klompe maak, so ek gaan hom nou net
Soveel. Etienne, wat ek gaan doen? Klits asseblief vir my daai eiergele styf, dan gaan ek sommer die klitser hier insit om net seker te maak dat ons nie nou nie 'n klont het nie. Kan julle my hoor? 'n wenk wat ek nie vandag gedoen het nou nie, maar wat 'n vriend van my geleer het, is as jy suurlemoensap onder jou pan of jou bak vrywe voordat jy jou eiergele insit, help om jou eier witte vinniger styf te klik. So onthou dit maar vir die toekoms. Voor ons daai doen, gaan ek dan nou net 15 ml bakpoeier, gaan ek heel laaste eers bysit. Ek gaan net hierdie afspoel. Lyk lekker. Weet die deeg gaan lekker ruik, dan moet jy weet. Want hierdie arbeidskoek van agteraf bespring ons nou met sy reuk. En dan ruik ons nou hierdie ook. Ek gaan nou na my vingers, regtig. Jy het mos jou hande gewas. Ja. Dit som gaf my, ek het my vingers. Jy weet, as jy hom so oplig en jy leg hom te vinnig op, dan is alles vol sjokoladekoek. Etienne, is daai eierwitte styf nou? Ek gaan nog net so een Gee dit net so een klits nog 'n keer. Ons het intussen solank daai arbei en yoghurtkoek het ons uitgehaal. Jy kan sien hy het so 'n bietjie 'n bars aan hom, maar ons gooi vir hom toe. Jy gaan hom nie sien. Jy het nie gaan sien nie. Ek kan vir my daai insit, so stukkie. En dan sê jy moet hom invou, want dit veroorsaak dat daar nou 'n bietjie meer lig in die koek is, dat dit nie so swaar is nie. OK. So. Hulle sê ook dan natuurlik jy moet 'n staallepel gebruik, nie houtlepel nie. Ek Vir een of ander rede, hy hou dit koel. Ek sê dit wat roer gebruik kom. Hierdie koek kan jy nou in 2 aparte panne maak, weet dan met iets in die middel, met 'n lekker vuls in die middel. Ek hou van hom as een koek. Jy kan baie lekker variasies ook van hierdie koek maak. Jy kan byvoorbeeld peper en crisp ingooi. Jy kan van hom nougat insit. Ja. Jy kan enige ietsie bygooi om hom lekker te maak, selfs ook weer eens kersies onderin. Ek gaan nou pere, Etienne, maak vir my daai oop asseblief. Ek gaan pere onder hom pak. So as jy hom nou sny, dan kry jy stukkies pere in die koek waarvan ek verskriklik baie hou. Gaan jy die pere sny, want ek sien is halwes. Nee, Gaan julle net. Jy kan dit maar net mooi pak, so in die ronde en dan met een in die middel asseblief. Daar sy. Hierdie het ons nou mooi ingevou. Pak ek hom gesig onder toe. Ja. So. En peer en sjokolade werk ons baie goed saam. Wat lekker van die koek is, jy kry 'n sjokoladekoek met so 'n verrassing aan die onderkant. So. En dis wat dit lekker maak. Reg rondom, ja. Kom ons help jy dat hierdie ene gil vir my, ek wil bak. En dan so. Daar is hy. En in die middel. En is hier nog 2. Wat is om so bietjie nader aan mekaar kan sit. En jy kan sien daar. Pak hom net so letterlik in die ronde. Ons het die pan baie goed gespuit. En dan gooi ons hierdie oor. En as die koek in die oond het, dan gaan ons lank die versiersuikers maak, die verskillendes. En hulle ook in die yskas sit, sodat hulle lekker koud is, want dan smeer hulle makliker. So al wat jy nou doen, jy gooi hom oor. Dis my gunsteling. Ek sê weer, ek vat die bak terug. Ek verstaan nie hoe mens deeg wil eet nie. Ag, jy weet, ons ryk mense, ons glo dan koek, ons hoef nie deeg te eet nie. Ek gaan liewer stil bly nou hier. Tjoep, stil bly. Daar's vir jou. Daar's ook dan sy betaling vir al sy hulp. Ek gaan nou net hierdie, ek sien hy het redelik bordeltjies in, ek gaan net so klein bietjie, jy wil hom ook nou nie skrik maak nie, net so klein bietjie, laat die meeste van die ligblaasies uitkom. Also, ek dink, ons kan hom in die oond sit. Kan hy gaan. Weer eens in die middel van die rak, in die middel van die oond.
Sy. Kos is op die tafel. Ons gaan so lank die verskillende versiersuikers maak vir ons arbei yoghurtkoek en vir ons sjokolade en peerkoek. So vir die arbei yoghurtkoek is 'n baie eenvoudige versiersel, maar dit proe baie lekker, maar dit is so eenvoudig. So al wat jy nodig het is een houertjie arbei yoghurt. En soos ek sê, dit maak nou nie saak watter een dit is nie, solank dit arbei is om hom bo-op te sit. Is dit 'n stewige versiersuiker, Willie? Hy's nie so stewig nie, hy loperige een. Ja, dit is hoekom ek sê dis baie goed dat jou koek koud is, want as hy lekker. As dit warm is dan loop hy af en dan gaan lê alles op die bak en dit is ook nou nie mooi nie. So wat ek voorstel hier is meng hom totdat jy sien hy is loperig. Ek gaan hom ook in die yskas sit om 'n klein bietjie stywer te kry. Vir my persoonlik werk dit net beter. Maar hierdie is 250 ml versiersuiker, maar as jy sien hy is te loperig, dan gooi jy mos nog net Versiersuiker by. So ek gaan dit so geleidelik begin inmeng. En die versiersuiker raak so 'n klein bietjie harder as hy langer staan en veral as jy hom in die yskas hou, dan raak hy hard. En hoe lank hou jy hom dan in die yskas? Voor jy hom opsit? Ja. Nee, wat net om verder te verkoel, dis al. Amper verkoel ek myself met 'n verkoelingsstelsel. So. Ek gaan net want sien, hy's baie loperig. Kyk, hy gaan nou 'n bietjie souer word in die yskas, maar ek gaan nog versiersuiker. Het ons hier in ons geheime spens, versiersuiker. Ek gaan hom nou net nog 'n bietjie, want ek weet uit ondervinding 250 is 'n min of meer skatting, maar hy raak nie dik genoeg. As jy hom dan oorgooi, outomaties gaan lê hy als rondom die koek. En as jy nou, ons gaan die mooi arbeie bo-op versier, so dan loop die arbeie ook af en dit is... Jy wil nou nie arbeie om jou koek hê. Oh, wow. Dit is ook mooi, jy kan dit onder omsit vir versiering. Maar jy wil nie hy met Maar afloop dan van sit jy van die begin af daar, jy laat nie... Ja, wat hy sê. Hy is loperig, maar hy gaan verstewig. Ons gaan opsit. Nou gaan ons die sjokolade. Reguit yskas toe. Nou gaan ons daai maaskaas ene maak. Hierdie kan ons maar sny soos ons hom opsit. Wat ons hier gebruik is 110 ml sagte botter. Gaan hom nou net so bietjie roer dat hy lekker sag is. 375 ml versiersuiker, 100 ml maaskaas. Die fyne werk beter, maar as jy hou van meer van 'n tekstuur, dan gebruik jy die grouwe een en dan sit ons 5 ml lekker vanilla essence. So hy gee vir jou so amper 'n soet-suur smaak as ek kyk na die maaskaas. So. En ja, 5 ml vanilla. So hierdie maaskaas versiersuiker het dan 110 ml sagte botter, 375 ml versiersuiker, 5 ml vanilla essence en 100 ml maaskaas. En dis dit. Weereens, as jy sien hy is te loperig, dan gooi jy ook net 'n bietjie meer versiersuiker by. Ons kyk hoe. Maar hierdie een lyk vir my asof hy outomaties 'n bietjie meer stewig gaan wees. Hierdie een is definitief stewiger as daai arbeijuffrou. So kom ons meng hom net lekker. En vir hierdie een om hom spesiaal te versier, deesdae is daai vlaggies wat ons so hang, is verskriklik gewild. Ek wil hier met daai enetjie oplig. Ek het dit gekoop by vriende van my wat dit maak. En dan sit jy hom op die koek. So ek gaan hom ook nou maar net in die yskas sit totdat die koek uit die oond uitkom, daai lekker sjokolade koek. En ek moet sê hy komplementeer hom. So dis daai baie lekker sjokolade koek met die peer onder en hierdie is 'n sagte romerige versiersuiker wat ons net dan gaan bo-op sit.
Nou by hierdie teetafel of koektafel wat ons vandag gaan doen, wil ek spesifiek vir julle wys dat jy met 2 items wat 'n indruk gaan maak op jou tafel baie lekker en baie ver kan kom. Ek het gaan soek vir 'n baie interessante tafeldoek en hierdie is een van daai wat my oog dadelik gevang het. Hy het borduurwerk op, hy het die hekelwerk op met 'n bietjie blink by. So ek gaan dit oor die tafel gooi om 'n lekker basis te vorm. As jou basis klaar gelê is, dan kan jy met die res begin. Die ander item wat ek gekry het wat 'n indruk kan maak, is hierdie baie mooi teepot. Ongelooflik met die voeltjies op. En omdat ek hierdie mooi voeltjie teepot gekry het, het ek besluit om 'n tema vir die tafel te gee wat 'n voeltjie tema is. So ek gaan my teepot gebruik en dan het ek hierdie 2 voeltjies gekry wat eintlik kersliggies is. So ek gaan hulle neersit en dan het ek my bordjies klaar reg gesit met mooi fyn servette wat daarby saamgaan. En nou my teekoppies wat ek gekry het presies dieselfde tema as my tafel. Ek het die teekoppies met die mooiste tak aan die binnekant wat ook aan die buitekant hardloop en dan die koffiekoppie wat presies dieselfde lyk, maar wat die beste van alles is, sy piering is van hout gemaak. En om hom heeltemal af te rond, het hy nog 2 voeltjies by wat bo op die koppie pas. En al wat nou kort is Willie se 2 koeke. Baie dankie. Dan kom ons proe ons handewerk. Hierdie We gaan ek nou sommer 'n liedjie teneer hê. Hoekom? Want ek kan. Baie lekker. En onthou, jy kan in verskillende variasies met hierdie koek maak. Ek dink is tyd dat ons die kykers groet. Op so 'n soetnoot sien ons julle volgende week. So, lekker kook en sien julle volgende week weer hier op ASTV. Die deur is oop, stap maar in, skink die wyn, kom ons begin. Die kos is op die tafel, kos is op die tafel.